Susters, baie hartlik welkom by hierdie spesiale geleentheid. Dit is dink ek 'n baie groot voorreg vir ons 5 gemeentes van die ring van Suurfontein om daar hierdie tradisie gevestig gekry het dat ons so elke jaar op Bybelsondag so by mekaar kom. Verskillende gemeentes wat deur te maak en dit is regtig waar 'n groot voorreg. Ek dink veral vir ons dominees is dit lekker om 'n slaghoek so vol kerk te preek, baie mense wat hier sit. Baie dankie vir almal se teenwoordigheid en julle is almal baie hartlik welkom. Weet dit is eintlik 'n groot of 'n besondere geleentheid dat ons vandag hierdie Bybelsondag kan vier. Want om 'n Bybel te hê, neem ons baie keer so as vanselfsprekend. Kyk net hoe word hulle hier uitgestal en ek sien hier agter is ook 'n hoopie Bybels van wat ons gaan uitdeel wat dalk oortollig is. Ek dink ons almal kan sien dat daar ergens in ons huis 1 of 2 of 3 of meer self Bybels is. Maar om te dink op 'n stadium moes mense in groepe by mekaar kom sodat daar vir hulle die Bybel voorgelees kon word. Ons gaan ook iets daarvan hoor vanoggend in die prediking. Maar vir baie lank was dit in die kerk die gebruik dat daar 'n voorleser is en dat mense dan by mekaar kom en daar dan net gedeeltes in die Bybel voorgelees word, omdat mense nie hulle eie Bybels gehad het nie en dit nie so maklik beskikbaar was soos wat dit vandag is. So ja, dit is regtig vir my 'n groot vreugde om dit ook so saam te kan vier, om God se woord so beskikbaar te kan hê en ook dit te kan deel met ander mense. So baie hartlik welkom en besonder dan ook aan die All Blacks wat die vanmôre sit hier in die voorste ry en dit agter op die kansel wat die swart toegas gaan preek vanmôre. En die liturgie gaan deelneem aan die kollegas in die ring. Dis lekker ook vir ons om so saam te kan wees en met mekaar hierdie geleentheid te kan deel. Dankie vir elkeen se bereidwilligheid en aan al die gemeentes wat hier was. Ek sal net iets meer sê oor Suurfontein gemeente se gasvryheid, want ek dink dit is vir ons lekker om vanmôre besonder hier saam met julle te kan wees. Julle weet iets daarvan beleef, toe julle die botteltjie gekry het met die lekkertjies in, om aan te swyg tydens die erediens. En ook so die koffie wat al reeds voor die tyd beskikbaar was, maar ek het 'n oom gehad in 'n vorige gemeente, wat as ek so in die konsistorie inkom, dan vra hy vir my, dominee, is dit vanmôre 'n peppermint preek of 'n 2 peppermint preek? Nou as ek kyk na hierdie siek, dan is 'n lang dag vir vanmôre. Baie hartlik welkom. Broers en susters, vandag kom ons as die ring van Suurfontein eensgesind saam om Bybelsondag te vier. Dit is meer as net 'n geleentheid om die Bybel in die middelpunt van ons erediens te plaas. Ons vier die woord van God wat deur die eeue heen mense bereik, troos, vorm, uitdaag en waardeer. In Nehemia 8 hoor ons hoe Esra die wet van God voor die volk voorlees, terwyl die Lewiete dit verduidelik, sodat die mense dit kan verstaan. Die volk luister, hulle hande gaan verhoog in aanbidding en trane kom in hulle oë. Die woord word nie net bloot gehoor nie, dit raak hulle lewens. Dis ook die betekenis
van ons samekoms vandag, om weer met verwondering te luister na die woord, die saam te verstaan en toe te laat om ons geloof en ons lewe te verander. Ons vier daarom nie net die Bybel as 'n boek nie, maar God wat deur sy woord met ons praat. Mag hierdie Bybelsondag ons herinner dat die woord van God steeds lewe gee aan ons gemeentes en aan mense wat nog wag om dit te hoor. Kom ons buig die hoofde vir die voortem en ontvang op die seën van die Here. Heilige Jesus, hoor ons bede. Hervorm ons hart, ons krag, ons rede. Maak ons al meer die beeld gelyk. Vorm ons wil en ook ons wandel, dat in ons denke, spreuke, handel in alles slegs die beeld sal lyk. Geliefdes, laat hier die seën op ons daal. U guns uit Sion ons bestraal. U wat beveel en dit geskied, wil Heer u seën oor ons gebied.
ons Here Jesus Christus, die Here se wil vir ons lewe begin nie by ons prestasie nie, maar by sy karakter. En daarom hoor ons vanoggend die eerste woorde van Psalm 136. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Dit is die fundament van ons geloof. God is goed. Sy liefde is nie wisselvallig nie. Dit hang nie van ons sukses of ons mislukkings af nie. Sy verbondsliefde bly staan. En juist daarom roep hy ons om as sy kinders te leef. Omdat hy goed is, roep hy ons om ook goed te doen. Omdat hy getrou is, roep hy ons tot trou. Omdat hy vergewe, roep hy ons om te vergewe. Omdat hy sy liefde mildelik uitstort, roep hy ons om lief te hê met woord en met daad. Maar wanneer ons eerlik na ons lewe kyk, moet ons erken dat ons dikwels anders leef. Ons raak ondankbaar vir God se goedheid. Ons vertrou op ons eie vermoëns, waar hy ons roep om ander te dien, stel ons onsself dikwels eerste. Ons liefde het grense. God se liefde het geen grense nie. En daarom bely ons nie ons eie verdienste nie, maar ons geloof dat aan sy liefde is daar geen einde nie. Uit dankbaarheid hiervoor loof ons vandag die Here, nie wat ons volmaak is nie, maar omdat hy goed is. En saam met die psalmdigter van Psalm 136 antwoord ons vanmôre, loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Amen.
Ons skriftes en vanmôre kom uit Nehemia hoofstuk 8 vers 1 tot 12 en ek lees vir julle die 2020 weergawe vertaling. Met die aanbreek van die 7de maand was die Asriete al in hulle dorpe en die hele volk het soos een man byeengekom op die plein voor die waterpoort. En Esra die skrifgeleerde gevra om die boekrol te bring met die wet van Moses wat die Here Israel beveel. Esra die priester het op die eerste dag van die 7de maand die wet voorgehou aan die inkoms, wat mans en vrouens ingesluit het. Elkeen wat met begrip kon luister. Hy het van hulle lig geword het tot die middel van die dag toe, daar voor die plein vir die waterpoort, waar hy voorgelees vir die mans en vroue en die wat kon verstaan. En die hele volk het met gespitste ore geluister na die boekrol met die wet. En Esra die skrifgeleerde het gestaan op 'n houtverhoog wat hulle vir die doel gemaak het. Langsom, aan sy regterkant, Matithia, Sima, Anania, Uria, Hilkolia, Maaseia gestaan. En aan sy linkerkant was Pedaya, Misael, Malkia, Gasim, Gasbadana, Zacharia en Mesulam. Esra het die boekrol vir die oë van die hele volk opgemaak, want hy het hoor as die volk gestaan. En toe hy dit oopmaak, het die hele volk opgestaan. En Esra het die Here die grote God geprys en die hele volk het met hande opgehef geantwoord, Amen, Amen. En toe het hulle gekniel met hulle gesigte na die grond en aanbidding gebuig voor die Here. Mesia, Bani, Serebia, Jamin, Akub, Sabbatai, Uria, Maaseia, Kelita, Asaria, Josafat, Hanam, Belaja en die Levite het vir die volk die wet verduidelik, terwyl die volk op hulle plekke bly staan het. Hulle het uit die boekrol met die wet van God voorgelees, terwyl hulle verduidelik. Hulle het die uitleg gegee, sodat die volk die voorlesing kon verstaan. Nehemia, hy was die administrateur, en Esra, die priester en skrifgeleerde, en die Levite wat besig was om die volk te verduidelik, het toe vir die hele volk gesê, hierdie dag is heilig vir die Here julle God. Maar nie treur of huil nie. Ja, die hele volk het gehuil toe hulle die woorde van die wet hoor. Maar Israel het gesê, gaan eet feestelike kos en soedaan deel ook uit aan hulle vir wie niks voorberei is. Want hierdie dag is heilig vir ons Here. Moenie neerslagtig wees nie, want die vreugde van die Here, dit is julle toevlug. Die Levite het die hele volk gemaan om stil te wees en gesê, wees stil, want hierdie dag is heilig. Moenie neerslagtig wees nie. Bybelsondag het in die kerkse tradisie 'n besondere plek gekry. En dit is goed dat ons hierdie dag het, want dit herinner ons aan iets wat ons vandag maklik as vanselfsprekend kan aanvaar. Dit bly baie spesiaal dat ons die woord van God in ons eie taal kan lees. Dit kan hoor, dat ons dit in ons eie taal kan leer verstaan. Is dit nie soms ironies
juis nou dat ons die Bybel in al sy vorme so baie beskikbaar het, dat dit juis nou die tyd is, wat ons dit soms die minste lees. Die geskiedenis van die Bybel in Suid-Afrika is veel meer as 'n verhaal oor 'n boek. Dis ook die verhaal van taal, van geloof, van missionale kerkwees, van gemeentelike bediening en diens, en mense wat glo dat die evangelie aan alle mense in hulle taal beskikbaar moet wees. Bybelgenootskap van Suid-Afrika het reeds op 23 Augustus 1820 in Kaapstad tot stand gekom, met die doel om 'n bekostigbare Bybels aan mense in hulle eie taal in die land ook beskikbaar te stel. Vir die Afrikaans sprekende gelowiges het hierdie ideaal uiteindelik 'n besondere betekenis gekry, alhoewel die Bybel nie dadelik in Afrikaans beskikbaar was nie. Die Afrikaanse Bybel het eers in 1933 verskyn. Op 27 Augustus 1933 is hierdie Bybel amptelik feestelik in gebruik geneem. Hierdie gebeurtenis het 'n diepgaande invloed op die ontwikkeling van die Afrikaanse taal en op die geloofslewe van die Afrikaanssprekendes in hierdie land gehad. Die Afrikaanse Bybel het mense gehelp om nie net oor God te lees nie, maar om die verhaal van God se liefde in taal van harte te hoor. Daarom het Bybelsondag in Afrikaans kerklike tradisie 'n dubbele karakter. Dis 'n dag van groot dankbaarheid, maar ook 'n dag van hernieude toewyding. Ons dank God vir die voorreg om die Bybel in ons eie taal te hê, maar terselfdertyd herinner dit ons daaraan dat die Bybel nie net op ons rak moet lê of 'n toepassing op ons selfoon moet wees nie. Die geloof wat uit die Bybel kom moet voorgelees word. Vandag in 'n wêreld van vinnige inligting, sosiale media en voortdurende verandering vra Bybelsondag ons weer om te luister. Nie bloot om die Bybel te beskerm as 'n kulturele erfenis nie, maar om dit oop te maak as die lewende woord wat ons denke vorm, ons gewete aanspreek, ons hoop voed en telkens ons in die rigting van Christus wys, ons maatstaf en ons rigsnoer. Bybelsondag sê daarom eenvoudig: die woord is aan ons gegee. Nou moet ek en jy dit lees, dit hoor, dit leef, maar dit ook gaan uitdeel. Vandag, Bybelsondag, kom ons by mekaar met 'n besondere gevoel van dankbaarheid. Ons is dankbaar vir die woord van God wat aan elkeen van ons gegee is. Ons is dankbaar dat God nie net 'n God is wat hom verborge hou vir ons nie, maar 'n God wat hom op 'n besondere manier aan my en jou openbaar. Hy het homself aan ons bekend gemaak deur sy woord, deur die Bybel, die geskiedenis van sy volkdaling, deur die profete in die Bybel, deur die getuienis van ander mense waarvan ons in die Bybel lees, en uiteindelik ten diepste deur Jesus Christus self, waarvan ons in die woord van God lees. Die Bybel is daarom nie bloot 'n ou boek, maar net deel geword het van die kerk se tradisie en kultuurgeskiedenis nie. Dis die getuienis van God se verhouding met mense oor alle tye. Ons kan die woord in ons eie taal lees. Ons kan dit ook in verskillende ander tale lees. Ons kan dit vandag letterlik ook oral lees. Ons kan dit op ons slimfone lees, sommer daar waar ons dit met ons saamdra. Ons kan die woord van God hier in die kerk hoor. Ons kan dit in die Bybelstudiegroepe bespreek. Ons kan dit vir ons kinders, ons kleinkinders en ons agterkleinkinders lees en leer. Ons het
het in die tyd waarin ons leef, toegang tot die woord van God soos nog nooit in die geskiedenis van die mens nie. Want die woord wat aan ons gegee word, is nie net 'n hoor en 'n lees nie, maar 'n verantwoordelikheid van leer en gaan doen. Terug by die teks wat vir ons gelees is. Nehemia 8 vertel vir ons van 'n volk wat na baie moeilike tye in hulle geskiedenis besig was om hulle lewe stukkie vir stukkie te herbou. Hulle was in ballingskap, weggevoer, ver van hulle land af. Hier in hulle land was alles afgebreek, afgebrand, stukkend geslaan. Ook hulle tempel, hulle stede en alles waarvan hulle geleef. Hulle het terug. Hulle is opgewonde om terug te wees. Hulle het begin om die stad stukkie vir stukkie te herbou, die stadsmure weer te bou, sodat hulle veilig binne in die stad kon leef. Want hulle was bly. Hulle is gedryf deur daardie opgewondenheid, deur daardie dankbaarheid. Hulle moes ook leer hoe hulle weer hier in die stad wat hulle besig was om te herbou, weer as kinders van God kon opstaan, volk van God kon leef, ook hulle geestelike lewe kon herbou. En hoor 'n bietjie hoe begin hulle daarmee? Hulle begin by die woord. By die Bybel wat hulle gehad het tot hulle beskikking, wat hulle genoem het die wet van Moses. Hulle begin daar hulle herbou. Volk kom by mekaar, vra dat Israel die boek van die wet moet bring. Israel bring dit, want almal het dit nie besit nie. Hulle bring daar een kopie en hy lees daarin. Die mooi wat gebeur, waarvan ek hier in die Ou Testament lees, is dat hulle almal wat daar by mekaar gekom het gehoor hoe die Lewiete inspring en dit wat hulle gehoor het, vir hulle verduidelik, vir hulle leer, sodat hulle uitgestuur kan word. Die volk luister, hulle hoor, en die woord begin om hulle lewe te verander weer in die rigting van God. Mooi lees, ook in die oorspronklike taal, staan daar dat die volk met hulle hande opgehef, die Here geloof het, uit dankbaarheid daarvoor en dat daar ook trane was. Trane van dankbaarheid om weer die woord van God te kon hoor en daarin te kon leef. Dit is belangrik om raak te sien dat die woord nie net vir die priesters en die skrifgeleerdes was. Die teks sê mooi hier in die Ou Testament, vir mans en vir vroue en vir almal wat dit kon verstaan. Almal kon na die woord van God luister. Nie net sommige mense soos ons graag wil sê soms. Die hele gemeente staan voor die woord van God. En dit is vandag steeds ons roeping. Ons kom uit verskillende gemeentes van die ring van Sierfontein. Soos ek as hier sit, het ons verskillende ouderdomme. Almal van ons wat hier sit, het die lewe ook op 'n ander manier ervaar en beleef. Ons omstandighede waarna ons terugkeer as ons hier weggaan vandag, verskil van mekaar. Maar wanneer ons die woord van die Here verware oopmaak, is ons almal gelyk in dieselfde plek, onder die woord van God. Gespitste ore, ontvanklike hart. Vir my, in die bestudering van hierdie teksgedeelte, het daar 4 eenvoudige geloofsgewoontes uitgestaan. Geloofsgewoontes by die woord van God, wat beteken is goed wat ons moet inoefen, wat ons gereeld moet doen. En die eerste een is, ons moet daarom die woord gereeld lees. Dit klink eenvoudig, maar miskien is dit juis ook waar ek en jy weer moet oorbegin. Net weer ons Bybels oopmaak. Ek onthou 'n staaltjie uit my kinderdae waar iemand vir my pa gesê, maar die Here praat nie meer met my nie. My pa se antwoord was, wanneer laas het jy die Bybel oopgemaak? Ons moet net sê, met 'n kind dan klas, sê maar as jy die Here se mond toe hou, want jy nie verwag.
dat hy met jou sal praat. Ons leef in 'n wêreld waar ons omring word met woorde. Ons is eintlik, wanneer ons gaan slaap, in die boeg van woorde. Ons lees boodskappe, ons lees nuusberigte, advertensies, kommentaar. Ons lees mense se opinies en kyk na video's wat ons vertel hoe mense dit ek en jy moet leef. Maar te midde van hierdie stemme moet ek en jy weer opnuut leer om na die stem van God te luister. Ons moet die woord lees. Nie net wanneer ek en jy probleme het, dan skielik die Bybel uittrek om te probeer lees nie. Nie net wanneer ons 'n mooi teks skielik soek vir 'n begrafnis of dalk vir 'n troue nie. Nie net wanneer ek en jy baie vrae en net antwoorde soek nie. Ons moet die woord van die Here gereeld leer lees. 'n tweede geloofsgewoonte wat ek uit hierdie teks uit kon aflei, is dat ons ook moet leer om na die woord van God te luister, dit te hoor. Nehemia 8 herinner ons daaraan dat geloof nie net 'n privaat aangeleentheid is nie. Die volk kom ook saam om te luister, soos wat ons vandag saamkom om te luister. Die woord word hardop gelees, sodat ons kan hoor, soos ons vandag gedoen het. Dit word verduidelik. Mense leer om te hoor, om te luister. Daarom is eredienste nog steeds krities vir ons geloofsverhouding vandag. Daarom is dit nog belangrik dat ons Bybelstudies bywoon, waar ons die Bybel lees en dit hoor en dit met mekaar praat. Daarom is dit belangrik dat ons kinders steeds nog Sondagskool toe gaan, waar hulle na die woord van God kan hoor en kan luister. Dit is belangrik dat ons ook in ons huise nog gereeld die woord van God oopmaak, sodat ons kinders en ons kleinkinders en ons agterkleinkinders en ons dit kan hoor. Soms sal ons, as ons nederig is, erken, ons verstaan nie vandag alles nie. En dit sal nie beteken dat my geloof swak is nie. Dit beteken net dat hierdie geloofsgewoonte my help om in my geloof dieper te groei. En dan 'n derde geloofsgewoonte, ons moet leer om die woord van God te leer. Eintlik staan daar in die skrif nie dat ons die woord moet lees nie, maar dat ons hom moet bestudeer. Daaroor moet daad en daaroor moet praat. Die mense van Nehemia 8 het dit gehoor, het dit nie net gehoor nie. Die Lewiete het dit ook vir hulle verduidelik, sodat hulle dit kon verstaan. Ons het ook 'n verantwoordelikheid om die Bybel te bestudeer, sodat ons die woord van God kan leer, en die God van die woord kan leer ken. Ons moet leer om moeilike tekste nie sommer net weg te gooi nie. Ons moet saam leer hoe die Ou en die Nuwe Testament met mekaar in verbinding tree. Ons moet leer hoe die skrif ons telkens na Christus toe lei, al lees ons 'n gedeelte 1250 jaar voor Christus in die boek Genesis. En ons moet ons kinders en ons kleinkinders en ons agterkleinkinders en mekaar leer soos wat ons deur hierdie wêreld beweeg. Ons moet ons jong mense help om die Bybel nie as 'n oudtydse boek te sien nie, maar as 'n bron van geloof, 'n bron van wysheid, hoop en onderskeiding. Daarom is ek dankbaar vir die enkele jong mense wat vandag tog kerk toe gekom het. Al is daar nie Sondagskool nie, want dit is 'n geleentheid om saam met ons te leer. Die vierde geloofsgewoonte wat ons hier leer, is dat ons die woord van God moet gaan leef, moet gaan uitleef. Dis eintlik ons groot uitdaging, dat ons nie net hoor nie, maar ook doen. Dis moontlik om baie van die Bybel te weet, en
en nog steeds min daarvan in die wêreld te leef. Dis moontlik om die Bybel te lees sonder dat die Bybel ons lewens gedurig verander. Dis moontlik om oor liefde te praat en nog steeds liefdeloos te leef. Om oor vergifnis te lees en steeds in bitterheid met ander mense saam te leef. Om oor geregtigheid te lees en steeds onreg in die samelewing te verdra. Om oor Christus te praat en tog nie soos Christus te leef nie. Die woord van God vra van my en jou baie meer. Die Bybel wil hê dat ons moet gaan leef wat ons lees en leer. Dit moet in ons harte wees. Want waar die hart van vol is, loop die mond, die hande en die voete van oor. Dit is waarom Bybelsondag nie bloot maar net 'n herinneringsdag kan wees. Dis 'n dag ook van vernuwing, hervorming, hernuwing en selfs bekeer. Ons sê vandag, Here, dankie vir die woord. Maar ons sê ook, Here, help ons om verantwoordelik met hierdie woord om te gaan. Ek dink aan die bekende verhaal van 'n jong man wat vir sy 21ste verjaarsdag baie graag 'n luukse sportmotor wou gehad het. Groot was sy teleurstelling toe sy pa nie vir hom die sleutels van 'n luukse sportmotor gee nie, maar 'n Bybel. Ek kan my einde behoog hy hom gewip het, kamer toe gehardloop het en die Bybel daar in die kas gegooi het. Hy en sy pa het vir jare geen woord met mekaar gepraat nie en sy pa het afgesterf. Hy het die opdrag gekry om die huis te gaan skoonmaak en in sy kamer het hy die kas oopgemaak en die Bybel wat sy pa vir hom, waaroor hy so kwaad was vir sy 21ste verjaarsdag gevat en oopgemaak en toe dit oopmaak, lê daar die sleutels van 'n luukse sportmotor wat toe nog al die tyd in die motorhuis by sy pa se huis staan. Die motor was al die jare daar. Sy pa het al vir hom vir sy 21ste verjaarsdag gekoop, maar hy het nooit sy Bybel oopgemaak nie. Wat 'n aangrypende beeld vir ons eie lewe. God gee vir ons hierdie geskenk. Ja, nie 'n sportmotor, maar sy woord, die Bybel. 'n Bybel wat toebly. 'n Bybel wat nie gelees word nie. 'n Bybel wat nie gehoor word nie. 'n Bybel wat nie geleer word nie. 'n Bybel wat nie geleef word nie. Sal nie ons wêreld verander nie. Al sê die sensus en statistiek dat meer as 80% van die mense van hierdie land is Christen. Sensus en statistiek verander nie die land. Maar wanneer ons met die woord van God omgaan, soos ons hier geleer het. Daarom kom ons vandag bedank word. Ons dank God vir die Bybel. Ons dank hom vir mense wat deur die eeue die Bybel bewaar en oorgedra het. Dit vertaal het, dit vir ons gedruk het, dit vir ons op die elektroniese media gegee het. Ons dank vandag die Here dat ons die woord ook in ons eie geliefde moedertaal Afrikaans kan lees. Maar vandag aanvaar ons ook die verantwoordelikheid om dit te lees, om dit te hoor, om dit te leer, om dit te leef. Wanneer ons dit doen, word die Bybel nie net 'n boek wat ons besit, word 'n woord waardeur God ons vorm. Die woord waardeur hy ons troos. Die woord waardeur hy ons ook soms aanspreek. Ook die woord waardeur hy my en jou roep. Die woord waardeur hy vir ons hoop gee vir 'n stukkende wêreld.
Die woord, waardeur hy ons redder en verlosser, Jesus Christus, na ons toe bring en vir ons gee. Geliefdes, die ring van Sierfontein, wat ons vandag daarom sal sê, die woord is aan ons gegee. Laat ons dit nie in ons kas laat bly hê. Laat dit nie gebeur dat my selfoon uiteindelik vir my sê, daar is 'n klomp toepassings op my foon wat nou gaan afgaan, want dit is te lanklaas gebruik, en dan is die Bybel een van dit. Laat ons dit ook maak. Laat ons daarna luister. Laat ons daaruit leer. Laat my in jou lewe beweeg. Laat ons dit met 'n wêreld deel, wat nog nooit so baie woorde gehoor het soos vandag, maar op soek is na die ware woord. Die woord met die hoofletter. Amen. Ons bly net so sin dat dit ons saam. Here God, U is groot en U is almagtig. Ons kom dankbaar by mekaar. Ons kan getuig van 'n geskiedenis waarin ons die woord gekry het, van die eerste oorvertellings, die brontale, ander tale en uiteindelik ook ons eie Afrikaanse Bybel. Ons besef, dis nie van selfsprekend. Daarvoor sê ons dank. Dankie dat die woord ook werklik ons kompas is. Ons rusmoed, ons maatskap. Dankie dat ons kan lees hoe getrou U oor die eeue die mens bewaar, beskerm, opgerig, geroep en gestuur het. In ons eie lewe speel die Bybel, die woord van God, die woord, 'n groot rol. Dis ons anker, dis ons fundament, dis ons hoeksteen. Here, weet dat my hart en ek glo baie ander het vanmôre hier is warm is. Omdat ons as 'n groot groep hier by mekaar kan wees. Met mekaar kan deel. Met mekaar kan saam wees. Van ons met dankbaarheid. Seën U elke gemeente wat hier teenwoordig is asseblief. Seën U elke individu wat hier teenwoordig is. Here, as ons Bybels lanklaas oopgemaak het en nie meer so gereeld lees, vernuwe vandag ons hart. En laat ons sommer vandag begin om dit te doen. Vergewe ons ons swakhede, ons ongehoorsaamheid, soms ook ons klein geloof, maar in Jesus se naam, ook in die naam van die Vader en in die naam van die Heilige Gees. Amen.
Heer, gee vandag ons dagse brood. Staan ons by in al ons nood, ook wanneer ons so gou vergeet dat U ons dagse brood uitneem. Heer, seën tog vandag se brood en laat ons ander help in nood. Laat ons bereid wees om te deel, want U gee altyd weer soveel. Heer, wees die lewensbrood. Vergeef ons selfsug, sodat ons uit liefde kan leef. Amen. Kom ons staan. Net so vir oomblik staan, net die omval. Dat die Gerald kan jy gou hier kom staan. En jouself kon saambring, want jy moet kies hier. Hierso. Ons staan sommer hier, wat er wimpie. Dat is ek in die voet. Okay, ja, ek sal nie. Saam van die jong mense wat by ons sal uitraai in die foto in. Ons wil hier die voorste ry staan. Nou ek gesien dat so ek kan voor die weer. Fantasties. Prys die Here. Doen Robert, jy's Ek sê groen dat lentjie. Sy kon eintlik van sy inwoners. Nee, so raak. Nou sien jy die hoeke van die shop. Dis nou cool.
Dis net pas. Smart and wise. Ja. Waar was julle toe kan jy bespreek? Kom maar sit. Terwyl oor die Dr. Gerard voor kom. Want ek vir u sê, namens die gemeente Sierfontein, baie welkom hier. Julle het 'n pillehouertjie gekry en julle kon aan die erediens dit opgegeet, dit is fyn. Moet net nie die houer die los. Daai houer moet huis toe gaan. En dan gaan maak jy vol 5 rande. En dan vat jy hom na jou gemeente se kerkkantoor toe en dit word 'n donasie vir die Bybelgenootskap. So dis 'n geleentheid om daarmee fondse in te samel. Dan wil ek ook sê dat die hele leerprojekte vanmôre word namens al die gemeentes by die Bybelgenootskap oorbetaal. So die totale bedrag word gedeel tussen die 5 gemeentes en dis die hele gemeente se Bybelverspreidingsbydra ook vir Bybel. En die daar persone is wat vanmôre in hulle hart voel dat hulle graag 'n groter bydrae wil lewer, maar net hulle besigheid opgemaak het, gesien daar's net R200 nodig en hulle wil graag groter doen. Is julle baie welkom om na die kerkkantoor toe te gaan. En daar vir die dames te sê, jy wil vir die Bybelgenootskap 'n donasie met jou kaart gee. So ons is nou net soos die karwag, julle kom nie meer weg, dis ons het nie geld. Ons het 'n masjien. Julle kan gaan kyk by die kantoor, dis net aan die ander kant daar. En dan net wat die praktiese reëlings betref, ons wil regtig jy moet saamkom eet en saamkom koffie drink, dis sal 2 koffiepunte wees, daar's verskillende punte waar daar muffins is vir julle om te eet. Hier is die punt wat hierdie kant staan, is daar ook tee vir die mense wat siekerig is. Hulle kan dit daar kry. En daar is ook cappuccino sakkies. As julle nou mooi bydra vanmôre met die leerprodukte, dan kan Sierfontein 'n regte koffiemasjien se koop. Ek wil net vir die Bybelgenootskap sê. Maar baie dankie, dit is regtig 'n voorreg. Baie dankie Dr. Hannes. Ek het nog 'n hele klomp vir die bespreek. Die preek was regtig nie so lank gewees nie. Dat ek sommer daarby aansluit en daarop by u begin en net sê baie dankie vir die besonderse erediens wat u vanmôre gelei het. Nie net die prediking wat uitsonderlik is nie, maar ook die betrek van al ons kollegas by hierdie geleentheid en baie spesiaal was. En baie dankie vir al die moeite met die voorbereiding en alles wat ons ken. Dan wil ek ook sommer dadelik my ander kollegas op die van die ring net sê baie dankie vir julle deelname en teenwoordigheid, maar baie meer as dit. Broers en susters, dominees werk baie hard. Ek kan dit nou sê, want ek het afgetree. Maar regtig waar, ek wil vir ons kollegas van die ring sê baie dankie vir julle harde werk in die gemeentes en die kerk. Vele samewerking met mekaar, ons samewerking op baie terreine, dis baie spesiaal. En ek dink ons is bevoorreg in ons ring. En die leiding kom van die predikant af, of julle sê, sy die ook inhoek trouwens, baie dankie daarvoor. En dan aan die gemeentes toe, broers en susters, dis lekker om so te kan saamkom. Ons wil dit graag meer doen, meer dinge in die vorm van eredienste, maar ek wil regtig ook vra dat ons mekaar se geleenthede sal ondersteun, dat ons sal saamwerk in die ring ten opsigte van ons projekte en die geleenthede, spesiale geleenthede wat ons in ons gemeentes het, met toeristingsgeleenthede en dies meer. Ek weet daar is dat Vrouemaand aanbetref nou al reeds van ons dominees wat verskillende gemeentes spreek en die tema, en dit is lekker. Ons hoop dat hierdie samewerking wat ons vandag beleef op hier, samekomst met mekaar, nog steeds sal groei en sal sterker. Dit is die visie en die hoop van die ringskommissie. Die Bybel bind ons almal saam. Dit is ons samebindende faktor, God se liefde, wat hy aan ons openbaar het. En op grond daarvan
kan ons ook saamwerk en meer dinge met mekaar deel. Baie dankie vir die almal se teenwoordigheid. En daarom wil ek dan ook fokus op die gemeente van Sierfontein. Ons ken julle as 'n gemeente wat baie gasvry is, met julle koffiebediening en al die lekker eetgoed wat altyd hier is. Ek het nou iets daarvan gehoor, toe ek in die skriflesing wat Dr. Wimpie vir ons voorgelees het, van Isra wat vir die gemeente gesê het, nou moet julle iets lekkers gaan drink en gaan eet, moet iets soets gaan drink en gaan eet, want dit is 'n feesdag, en soos gewoonlik is daar dan vir ons hier ook voorbereidings getref, en gaan ons dit dan ook saam geniet, en baie dankie vir Sierfontein gemeente daarvoor. Ek weet dat Dr. Hannes en Elisabeth self persoonlik baie moeite gedoen het in die voorbereidings. Ook ek weet nie verantwoordelik was vir die uitstallings hiervoor nie, maar baie dankie daarvoor. Kom kyk gerus, hier is 'n klomp, ek sien baie spesiale Bybels en geraamde perkamentrolle en dinge wat uitgestal word, die kruit en die smeer, alles baie simbolies. Baie dankie vir almal wat moeite gedoen het daarmee en ook om ons almal hier te kan ontvang vanmôre. So, in die woorde van Isra dan nou is ons gedeelte ook iets lekker saam te gaan eet en drink. Ek sien nie voor is, as jy nog Bybel saamgebring het en dit skenk vir Bybelverspreiding, kan jy dit voor op die tafel kom lees. Anders is dan ook. Ja,